Goeiedag. Kom ons kyk vandag bietjie na saad en die grond waarop dit val. Kom ons kyk wat Jesus ons wys, wat hy vir ons sê en vir ons leer in die gelykenis van die saad. In kort praat Jesus oor 4 groepe mense. En 3 van hierdie 3 groepe ken Jesus, maar hulle gaan hel toe. En net een groep gaan in ewigheid saam met Jesus by Jesus lewe. Ontvang vandag Jesus se lewende saad uit die woord van God, soos Jesus dit bedoel. Die gelykenis van die saaiër, Lukas 8, leer ons dat ons ontvanklik moet wees vir God se woord en hoe ons daarna moet luister. Ons moenie net oor dit lees nie, ons moet hoor wat die Here vir ons sê. Ons moenie hoor wat ons dink ons moet hoor nie, ons moet hoor wat die Here sê. Baie duidelik. Nie soos mense dink hulle moet luister nie, maar wel hoe Jesus ons deur die lewende woord leer om te luister. Ja, Jesus leer jou deur die Heilige Gees hoe om te luister. Luister weer 'n keer na hierdie gelykenis van Jesus. En dan sal ons sien, dit gaan nie so seer oor die saad nie, maar oor die grond, ons harte, waar hierdie saad val. Die gelykenis van die saaiër wys Jesus ons watter tipe grond in die akker van ons harte lê, wat nog onbewerk is, maar wat bewerk moet word, en dit kan net deur die Heilige Gees bewerk word. Daar is niks fout met die saad, of die woord wat gesaai word nie. Die fout lê in die akkers van ons harte, en dis waar ons nuwe lande moet ploeg, dit eg en dit bewerk, en ons het die Heilige Gees nodig vir dit. Lees maar Hosea 10 vers 12. Ons hoor Hosea 10 vers 12 echo hierdie waarheid, en dit sê, ek het gesê, saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes. Ploeg vir julle nuwe lande, sien jy, ploeg vir jou 'n nuwe land in jou hart. Dit is nou die tyd om na my wil te vra, sodat ek die Here kan kom en weldade oor jou uitgiet, en my eie woorde soos vroeë lentereën. Dankie Here. In Lukas 8 vers 4 tot 15 leer Jesus ons van 4 soorte Christene, 4 soorte saad en die grond waarop dit val. In die gelykenis van Lukas 8:14 tot 15 verduidelik Jesus dat daar 4 soorte grond is waarop die saad val. God se woord val. Elkeen van hierdie grondsoorte ontvang die saad op 'n bepaalde manier, en volgens die Here dit alles te doen met die manier waarop 'n mens dit lees, dit hoor en daarop reageer. Nou, kom ons kyk na wat Jesus gesê het, en steeds vandag aan ons sê, en nie wat ons dink nie. Nommer 1, die eerste land, die saad wat op die pad val. Hierdie saad is vertrap en word deur die voëls opgepak. In Lukas 8 vers 12 verduidelik Jesus van die gelykenis, en dit is, die saad is die woord van God. Die wat op die pad val, dui op mense wat die woord hoor, maar dan kom die duiwel en hy neem dit uit hulle harte uit weg, sodat hulle nie tot geloof kom en gered word nie, sê die woord. Hierdie is mense wat min diepte het en van binne hard is. So sommige mense wat na Jesus geluister het, erken dat wat hy sê waar is, maar hulle doen nooit iets daaromtrent nie en kom nie tot ware bekering nie. Hulle wandel op die breë weg wat Jesus van praat. Hulle is op pad hel toe, hoor ons in Matteus 7 vers 13 wat sê, gaan deur die noupoort in, want die poort wat na die verderf, die hel lei, is wyd, en die pad daarheen is breed, en die wat daardeur ingaan is baie, sê die Here. En ek het al voorheen gesê dat hierdie breë pad is nie die anti-kris en mense wat Jesus glad nie wil aanneem nie. Dis mense wat die woord van die Here al gehoor het, dit ontvang het, en hulle het 'n keuse gemaak. Met ander woorde,
Die eerste grond waar die goeie saad gesaai is, mense wat die woord gehoor het en nie gered word nie, is nie omdat God se verlossing verander het nie, of omdat God se woord en sy wil verander het nie, maar omdat dit vir hulle slegs net 'n storie is en 'n storie bly, en hulle glad nie persoonlik raak nie. En daarom bly dit by 'n gelykenis storie vir hulle. Die tweede een, kom ons kyk na hom. Dit is die saad wat op die klipbank val, nommer 2. Die saad kom op maar verdroog omdat dit geen vogtigheid gehad het nie. Nou, Jesus verduidelik in Lukas 8 vers 13, die wat op die klipbank val, dui op hulle wat die woord met blydskap aangeneem het, wanneer hulle dit hoor. Maar dit skiet nie wortel nie. Hulle geloof hou net 'n tydjie, maar die oomblik dat dit op die proef gestel word, gee hulle moed op. En dan sê Jesus verder daar in Matteus 13 vers 18 tot 19, luister julle dan nou mooi na wat die gelykenis van die saaiër beteken. Die bose kom by elkeen wat die woord van die koninkryk hoor, maar dit nie verstaan nie. Dis by hulle wie die bose kom. En hy vat dan weg wat in so 'n mens se hart gesaai is. Dit is hy by wie daar op die pad gesaai is. En dis die mense wat min diepte en van binne hard is. So sommige mense wat na Jesus geluister het, erken dat wat hy gesê het waar is, maar doen nooit iets daaromtrent nie. Ook hulle is op die breë pad, op pad hel toe. Nou nommer 3, die saad wat tussen die onkruid val. Hierdie saad kom saam met die onkruid op en dit word daardeur verstik, sien ons en hoor ons in Lukas 8 vers 14 baie duidelik. Jesus verduidelik dit. Die saad wat tussen die onkruid val, dit dui op die wat die woord hoor, maar deur die sorge en die rykdom en die genietinge van die lewe, word dit gaandeweg verstik en dit skiet nie saad nie. Onkruidmense word deur materialisme oorweldig en daar is gevolglik geen plek vir God in hulle lewens nie. Ek het nie eers iets verder oor dit te sê nie. En dan die 4de punt, die saad wat in goeie grond val, in vrugbare grond val, in jou hart val. Hierdie saad kom op en lewer 100voudige oes. Ons hoor daar in Lukas 8:15, kom die verduideliking. Die deel wat in goeie grond val, dui op die wat die woord met 'n goeie en 'n opregte hart hoor en dit bewaar en deur volharding vrug dra. In teenstelling met al die ander groepe, leef goeie grondmense volgens God se woord, watter prys hulle ook al daarvoor moet betaal. En skiet die vraag my hart binne vir myself, watter soort grond is ek? Ja, watter soort grond is jy? En volgende keer, hoe luister jy? Seën, vrede en genade, geliefde kind van God, vir wie die Here so lief is, van God ons Vader, die Here Jesus Christus en die Heilige Gees, uit Numeri 6. Amen.